Dag julle, Japie hier so 'n kort video maak net oor 'n video wat ek nou gesien het en dit nogal vir my sin gemaak het ook. Ek het gewonder oor hierdie waar Trump China besoek. Maar as jy na die groter prentjie kyk, besef jy dit is moontlik die rede wat hulle nou in China gedoen het. China was die proefkonyn gewees vir die digitale stelsel. Hulle het dit op die Chinese getoets nou al vir 'n hele ruk. Dat hulle facial recognition het en hulle het beheer oor jou bankrekeninge en allerhande dingetjies wat hulle geïmplementeer het daarso om die lewe hel te maak vir die Chinese. Hulle wil dit natuurlik inbring oor die hele wêreld en dit gaan hand in hand met die digitale merk, kan jy sê. Nou die merk van die Openbaring het vervul rondom 70 na Christus, maar Ecclesiastes 1:9 sê, dit wat was, sal weer wees, en daar's niks niets onder die son nie. So Lucifer het gesien, dit werk mooi, so hy gaan nou vir hierdie keer weer met die wêreldse oordeel dit weer inbring, 'n tipe van 'n merk inbring, wat 'n beheer kan kry en hê oor die mense en wat hulle doen en wat hulle sê. As jy die verkeerde ding gaan doen of sê, dan stop hulle jou bankrekening, of hulle gooi jy sommer net in die tronk vir geen rede nie, soos wat hulle maar in China gedoen het mos nou. En of hulle maak die mense maar net dood, daar in China ook, as jy in opstand kom of so, hulle maak jy sommer dood, of hulle gooi in die tronk, sonder dat jy eers die hof toe gaan. Ja, hulle het geen regte, hulle vat die regte weg van mense. Maar hulle wil dit maar oor die wêreld doen, en ons kan dit al reeds sien gebeur met ons nasies, die Israel nasies, dat hulle regte word weggevat. Ek het nou juist gehoor gister weer van 'n saak hierso waar 'n ouetjie 11:00 die nag huis toe geloop het en toe word hy met 'n mes gesteek deur 'n Indian. En toe die polisie daar aankom, toe sê die Indian vir hulle, nee, die ouetjie het rassistiese goed vir my gesê, en toe boei hulle die ouetjie wat besig is om dood te bloei daar op die grond, toe boei hulle hom. Kan julle nou meer? Dis wat hulle dink van ons wit nasies. En dit is, soos ek vir julle gesê het, waar die fokus is van Lucifer om die wit nasies uit te roei. Hy weet dit is Israel, hy weet hulle moet by mekaar kom in Suid-Afrika met die tweede Exodus. So dit gaan net erger en erger raak vir die wit nasies wêreldwyd. Nou die mense kan sien wat aangaan, hulle kan sien hoe is alles gegeer teen hulle, hoe begin almal draai teen hulle. En hierdie ander nasies begin ook besef dat hulle kan nou maar doen wat hulle wil basically. Hulle kan doen wat hulle wil, want hulle kom weg daarmee, dan gaan hulle mos nou doen wat hulle wil. Maar dis die tyd waarin ons leef. Ek in verband met hierdie van besoek van Amerika by China, Trump by Xi Jinping, 'n oulike video gekyk nou, voor ek dat ingaan, sy praat oor die ark, wat gesluit word, die deur. Nou die ark mos net Noag, met die vloed, die mense wat nie Jahwe gekies het nie, of hom gehoorsaam het nie, hulle was buite die boot, en Noag en sy familie was binne die boot. En ons sien dat Jahwe se woord is soos 'n wessel van protection vir ons ook. Dit is basically die ark vir ons in die tyd waar ons leef. Ons gaan nie 'n fisiese boot bou nie. Ons ark is Jahwe se woord. Ek wil net vir julle hierso wys, soos byvoorbeeld hulle verwys hierso na Psalms 18:30. Reminds believers that Yahweh's way is perfect and his word proves true, acting as a shield for all who take refuge in him. Jahwe se woord is ons beskerming. As ons hom gehoorsaam is, het ek mos van die vorige video vir julle gewys dat as jy hom gehoorsaam is, dan is sy ore oop vir jou gebede. As jy hom aanroep, dan kan hy jou hoor. Maar as jy wetteloos leef, sê die Bybel, dan druk hy sy ore toe vir jou gebede. Spreuke 30:5 highlights that every word of Yahweh is true and serves as a shield. En dan Psalm 91:4 describes Yahweh's truth as a shield and buckler. So ons sien dat Jahwe se woord, sy wet, is ons beskerming. Hierdie woord, mense, is nie die hele Bybel, dis nie die Nuwe Testament al alles nie. As Psalms en hierdie boeke, selfs in die Nuwe Testament, verwys na die woord, verwys hulle na die wet. Soms die profete, wat die profete van die wet sê, maar hoofsaaklik die wet. Jy moet dit onthou, dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die hele Bybel nie, dit gaan oor Jahwe se wette. Jy is veronderstel om sy gebooie te gehoorsaam vir beskerming. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor Yahushua gepreek het.
Jehovah se wette, dat mense dit moet gehoorsaam, om gered te word, om beskerm te word, om geseën te word. Nou, dis die ark waaraan ons moet gaan in hierdie tyd, en ek wil nou net iets, net hierdie stukkie van hierdie video vir julle wys, en dan wil ek julle vertel van die, of nie vertel nie, maar net my opinie gee daaroor, hoekom Trump China besoek het, en wat hulle gesê het. Miskien moet ek sommer nou noem, anders vergeet ek dalk sekere dinge. En ons sien dat Xi het spesifiek gesê, that China opens doors wider. So hulle maak hulle deure oop weier, and that American firms would have broader prospects. Ja, hulle maak hulle deure oop weier, en in teenoorgestelde is waar Jehovah die ark se deur toemaak. Net soos wat Jehovah die ark besig is om die ark se deur toe te maak, waar sy gelowiges in gaan beskerm word, want hulle is in sy woord, deur geloof in Joshua, so daar is beskerming vir hulle. Net so maak die wêreld se deur weier oop vir die mense wat oorbly. Hierdie mense wat nou nie op die ark is nie. Hulle verderf lê dan voor die deur. Hierdie groot oop deur. En China, hoekom spesifiek China? Want soos ek gesê het, hulle is die proefkonyn vir wat kom in die wêreld. En die deur gaan nou oop wat? Na die hele wêreld toe. Hulle probeer nou al hierdie nonsens inbring oor die hele wêreld. Hulle het nou 'n paar dae terug, het die die koning, of wat hulle omkomstige koning, of wat ook al hiervan, of waar ek is, julle weet seker van wie ek praat, hy het iets kwyt geraak van die digitale stelsel, dat hy die minister sê om dit te push, hulle moet dit nou 'n bietjie aan die gang kry daarso, hier in die land. Hulle wil dit maar inbring oor ons mense, dit is die volgende stap, en so hulle wil dit nou inbring hier. Hulle push nou daarvoor, selfs die koning in sy speech, praat nou al daarvan. En dan ook met China, wat sê hulle, maak hulle deure oop. Ek dink dit het versteekte betekenisse natuurlik. Kodetaal. En ja, hoekom Trump hulle skielik uit die blou te gaan besoek? Maar Trump is ook 'n slang, mense. Jy kan hom nie vertrou nie. Hy het self gesê hy is soos 'n skorpioen of 'n slang. Nou vertel hy nog 'n storie nogal van wat het die para, ja, die skorpioen oor die rivier gevat, en toe steek die skorpioen die para, toe verdrink hulle albei. En Trump basically vergelyk homself met die skorpioen. As we hit the May 17th cutoff, make your prayers, which shouldn't be about making it stop. It should be make me ready. Hierdie making it stop praat sy van wat nou aan die wêreld aangaan. Mens moet nie bid dat stop dit, laat dit nou bid eerder dat Jehovah jou gereed het en in plek het dat jy kan doen wat jy moet. En sy beskerming kan geniet as dit nodig is, of as dit sy wil is, dat jy beskerm word, soos Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur. Match the frequency of the ark, not the frequency of the summit or of this world and of the principalities of this world, of the spirits of this world. So in the Hebrew, the word for the ark is tiva, which also means word. So when Noah entered the tiva, he was literally entering the word for protection. Ek wil net noem hierdie van hierdie woord is, dit beteken eintlik boks, of soos 'n koffin of 'n boks, ark, maar in die rabbiniese tradisies en so aan, praat hulle van hierso tiva, connection to word. Rabbinic usage is later rabbinic Hebrew. Tiva began to mean as word or letter, acting as a container of written meaning. Ja, so ek kan gaan kyk wat daai woord beteken, maar in die Hebreëus, as jy in die Bybel gaan kyk, beteken dit nie woord nie, dit beteken soos 'n boks. Maar mens kan sien die konneksie met die woord wat ons beskerm en die ark wat Noag hulle beskerm het. Daar is 'n konneksie tussen die twee. Tussen die woord van Jehovah ons beskerming en die ark soos die boot. Wat ons beskerm teen die storms van die wêreld. Dit maak ons sin, mense. And this is the ultimate secret place protocol for May 2026. This is Hierdie protokol wat sy van praat is natuurlik om in die woord te wees van Jehovah. my closing prayer. Father, we thank you for the Mass. We thank you for the fingerprints of your timing that we've seen from the docking of this MV Hondius
on May the 10th to the closing door of the window today. As the calendar hits May 17th, the cut-off point, we recognise that the door isn't closing, it's being locked by your hand. We don't look at the open doors of the world systems with envy or fear. We see the strategic stability of men for what it is, a temporary script. Instead, we choose the Teva, the word. We choose to be shut into your word. And today we declare we are shut in. Just as Noah was separated from the old system, we accept the structural shift. We are protected within the boundaries that you have set. We are sealed. Let the seal of your spirit be tighter than any digital architecture of this global summit or this world that we live in. We are positioned. We do not fear for the breaking of the deep or the shifting of the global operating system. Our foundation is in the Ancient of Days, not the cleverness of the watchers. And as the reign of the transition begins, let our hearts be the quietest in this place in the storm. We surrender the world that was, and we step into the blueprint of the world, the creation you are bringing forth. And in the name of the one who shuts and no man opens, and opens and no man shuts. Amen. Heya. Ja, dis gebeur wat sê Robert. En gaan kyk maar hierdie video. LM777 het nogal interessante insigte oor goeters. Ek sê nie ek stem saam met alles wat sy glo of dink nie, maar dit was vir my oulik wat sy hiervan gepraat het van die ark van Jehovah wat besig is om toe te maak en wat Xi Jinping sê van die deure van China wat nou oopmaak, weier oopmaak. Jy kan maar sê, basically maar vir die wêreld, om hulle goeders oor die wêreld in te bring. Die idees wat by hulle gegroei is en ontwikkel is, oor die wêreld in te bring. Dis waaroor dit eintlik gaan. Het gaan nie oor 'n bietjie meer geld maak vir Amerika of wat ook al nie. Ek glo dit is die versteekte betekenis. Die inbring van hierdie beheersisteem oor die hele wêreld wat hulle nou in China gehad het nou al vir dekades. En ja, soos hy gebid het ook, moet ons ook bid dat Jehovah ons sal beskerm en laat ons in sy woord bly en dat ons deel sal wees van die mense wat beskerming sal ontvang en sal geniet. Dat ons ook op die ark sal wees van sy woord, in die ark van sy woord, en daar ons lig kan skyn no matter what. Het maak nie saak hoe dit gaan om ons nie, dat ons lig sal kan skyn tot die einde toe. Ja, ek dink dit is belangrik dat ons bid in hierdie rigting, en ook dat ons fokus om gehoorsaam te wees aan Jehovah se woord. En nou dat ek dit noem, nou dink ek aan 'n versie. Dit was Psalms 119. En dat hy sê, hy versteek Jehovah se wet in sy hart, sodat hy nie teen Jehovah sondig nie. In Psalm 119 sê Dawid, dat hy versteek Jehovah se gebooie in sy hart, sodat hy nie teen Jehovah sondig nie. En ja, Dawid was ons baie lief vir Jehovah. So hy het sy gebooie gehoorsaam, want hy was lief vir hom. En dit is hoe ons vir Jehovah wys, ons is lief vir hom. En net soos Dawid moet ons ook sy gebooie versteek in ons hart. En dit gehoorsaam, sodat daar beskerming vir ons is as ons dit nodig het. Vir ons en ons gesinne, né? So ons moet bid daaroor en dan moet ons ook wandel op die nou pad. En dis wat ek nou hier genoem het, paar ander dinge waaroor ek wou gepraat het later. Maar ek is nog besig om dinge bymekaar te maak voor ek daaroor praat. Geniet julle dag verder. Totsiens.